Goeiedag, ek is Roan Kombrink van die AP Kerk in Orania en ons sluit ons reeksie af oor die verskynings van die engel van die Here deur vandag saam te lees uit Rigters 13. Ons gaan lees van vers 1 tot 5 en dan vers 13 tot 25. En toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Filistyne 40 jaar lank. En daar was 'n man uit Soria, uit die geslag van die Daniete, met die naam van Manoach. En sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad nie. Maar die engel van die Here het aan die vrou verskyn en vir haar gesê, kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar jy sal swanger word en 'n seun baar. Neem jou dan tog in ag en drink geen wyn of sterk drank nie en eet niks wat onrein is nie, want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en geen skeermes mag op sy hoof kom nie, want die seun sal van die moederskoot af 'n Nasareër van God wees, en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Van vers 13, toe sê die engel van die Here aan Manoach, vir alles wat ek aan die vrou gesê het, moet sy haar in ag neem. Van alles wat van die wingerdstok afkomstig is, mag sy nie eet nie, en geen wyn of sterk drank moet sy drink nie, en niks eet wat onrein is nie. Alles wat ek haar beveel het, moet sy onderhou. Manoach sê aan die engel van die Here, laat ons u tog ophou, dat ons 'n bokkie vir u kan berei. En die engel van die Here antwoord Manoach, al hou jy my op, ek sal nie van jou brood eet nie. Maar as jy 'n brandoffer wil berei, offer dit dan aan die Here. Want Manoach het nie geweet dat dit die engel van die Here was nie. Daarop vra Manoach die engel van die Here, wat is u naam, dat ons u kan vereer as u woord uitkom? En die engel van die Here sê vir hom, waarom vra jy my dan na my naam, terwyl hy wonderbaar is? Toe neem Manoach die bokkie en die spysoffer en offer dit op die rots aan die Here, terwyl hy wonderbaarlik handel voor die oë van Manoach en sy vrou. Toe die vlam van die altaar opstyg na bo, het die engel van die Here in die vlam van die altaar opgevaar, en Manoach en sy vrou het dit gesien en met hulle aangesig op die grond geval. En die engel van die Here het verder nie meer aan Manoach en sy vrou verskyn nie. Daarop bemerk Manoach dat dit die engel van die Here was. En Manoach sê vir sy vrou, ons sal sekerlik sterwe omdat ons God gesien het. Maar sy vrou sê vir hom, as die Here ons wou laat sterwe, sou hy nie uit ons hand 'n brandoffer en 'n spysoffer aangeneem en ons al hierdie dinge laat sien en ons nou sulke dinge laat hoor het nie. Die vrou het 'n seun gebaar en hom Simson genoem, en die kind het groot geword en die Here het hom geseën. En die gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan, tussen Soria en Estaol. Wanneer ons kom by die verskyning van die engel van die Here aan Manoach, die vader van Simson, dan sien ons weer hierdie aanduidings in die teks dat die engel van die Here nie maar 'n gewone engel is nie. Dis nie maar 'n engel van die Here nie, dis die engel van die Here. Dis weer eens 'n verskyning van die seun van God, lank voor sy vleeswording. Dis weer eens 'n profesie van verlossing, iets wat heenwys op die verlossing wat die Here Jesus Christus sou bring. En hierdie gedeelte is die aanduidings dat wanneer hulle vir die engel van die Here kos wil aanbied, hy sê nee, ek gaan nie van julle kos eet nie, offer aan God, want hy is God. En dan bring hulle offer, en wanneer hulle hom vra na sy naam sodat hulle hom kan vereer, dan sê hy, my naam is wonderbaar. Hoekom vra jy na my naam? My naam is wonderbaar. En dan weet ons natuurlik in Jesaja 9 vers 5 word daar pertinent vir ons gesê dat die Messias wonderbaar is. Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dis 'n profesie van die geboorte van die Messias, van die Here Jesus Christus. En dan vaar hy op in die vlam van die offer, en hulle besef dat dit nie maar net 'n gewone engel was nie. Hulle val op hulle aangesig. Manoach is bang dat hulle sal sterf, want hulle die engel van die Here gesien. En sy vrou stel hom gerus. Hierdie is 'n voorverskyning van die seun van God. Ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dankie dat die verskynings van die engel van die Here vir ons die waarborg gee van die verlossing in Christus. En ons prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen.